Gemeente, goeiemôre. Ek is vasbesluit as enigiemand in die slaap was as waarheid. As daar iemand is vir wie ek nog nie gesê het nie, voorspoedig in die jaar, en ek hoop dat dit hierdie jaar 'n positiewe en goeie een vir ons almal sal wees. Kom ons neem 'n oomblik en word saam voor Here stil. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik beskermer van Israel, sluimer in en hy slaap. Die Here beskerm, die Here bewaar. Hemelvader mag hierdie woorde van Psalm 121 vir ons in hierdie jaar waar wees. Mag ons besef dat ons nie in die berge hoef uit te hardloop of in valleie toe versoek of verder vergaan, maar dat ons enige plek waar ons is net 'n oomblik kan neem en die voorreg het om dit te praat. Here, dankie dat ons mag weet dat U altyd waar is. Dat daar nooit 'n tyd is wat U nie ons hoor nie, dat U nie na ons luister. Mag ons hierdie jaar U beskerming, U genade, U liefde ervaar. Vanoggend wil ons pertinent vra dat U asseblief sal wees die mense in die Kaap wat geraak is deur die vloede, die brande, die vloede in Romana. Wees met elkeen wat sy lewe daardeur geaffekteer is, elkeen wat skade het, elkeen wat die lewe as gevolg daarvan het. Maar Here, wees ook met ons hier so in die noordelijke deel van die land wat dit begin warm en droog gaan. Gee ons asseblief in hierdie seisoen die regte tye, genoegsame reën, dat dit goed hier mag gaan. Dat alles mag wees soos wat dit veronderstel is om te wees. Dankie dat ons kan weet en vertrou, dat U met ons wil wees. So ek vra Here, wees vanoggend met ons in die diens. Mag dit wat ons vandag hier doen, U naam vereer. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en hier die Here bid. As jy nie voorkom, kan jy maar net so hier op ons sit. Hoe gaan het vandaag met julle? Goed, ek is blij.
het almal van die weer by die skool begin. En hoe was dit? Die skool het baie verhoud van my klein was, maar ek is baie dankbaar om te hoor dat het lekker was. Ja. Vroeg in die jaar begin assesseer. Ek is nie 100% seker of daai 'n lekker ding is, maar dit is seker nodig. Soos mense in die jaar met skool begin, gaan ons ook vandag begin met kategese. En weet julle hoekom ons kategese het? Jesus teken. Dat is hoe Jesus kan leer. En nou kom, ek het nog 'n ander gesê. Was er nog 'n ander gesê? Ons leer meer van Jesus in die Bybel. Heeltemal waar en baie belangrik. En, weet nie of julle dit weet, maar dit is 'n opdrag wat ons ook in die Bybel kry. En Deuteronomium, na die 10 gebooie gegee is, dan sê God, dit moet met die kinders bespreek word, in die gesinne, by die werk, by die huis, oralste waar mens gaan met mens, praat oor God se woord, soos wat mens skool te gaan om te leer, hoe om te werk, om inligting op te gaan, om jou hopelik reg te wees, een of ander werk te kan doen, gaan mens kategese in sonnaskool en mens huisgodsdiens, om ons gereed te maak, dat ons weet wat God wil in ons doen. Want dit kan een van ons weet, so van die begin aan wat reg en verkeerd is. Nee, baie keer aan dink ons soos weet wat reg is wat ook al nie lekker is. Wat ongelukkig nie heeltemal waar is. So ons het die Bybel naam vir ons te leer wat saak maak, wat spesiaal is. Een van die eerste goeders wat die Bybel vir ons leer, is dat God vir ons lief is. En dat alles wat hy vir ons vra om te doen, om uit liefde wat hy vir ons omgee. Dis soos by die huis. Enige van julle reëls by die huis wat mens moet volg. Baie nog was vir almal so ontdek, julle moet ons. Goeie reël om die bal in die huis te mag gespeel word. Ons het daai ook. Ek gaan nie sê hoekom ons reël dat daar die bal in die huis gegooi mag word nie, maar dit is 'n definitiewe reël ook. En daar is daar om iets van te doen, dit is anders doen. Weet ook maar, dat is belangrijk hier daar. Ons het daai reëls om vir ons te sê hoe ons by die huis moet optree en wat spesiaal is. In die Bybel dan gee dit vir ons reëls om ons naby God te hou. Maar byvoorbeeld dan sê dit vir ons moet nie jaloers wees op ander mense nie, want as ons jaloers is, dan hou ons nie van ander mense. Terwyl as ons ander mense, dit gaan nog goed doen, maar daar was ons 3 week by dagtraining sport gewees, atletiek. Die mense is baie bly vir almal wat in deel doen, almal wat goed gedoen het, want dis wonderlik. Mens kan jaloers wees van ander mense, depressief, hartseer, ongelukkig. Die Bybel leer ons mens daai manier leef sodat ons die regte koers doen. Gaan julle saam gebid? Ons maak ons oorstig op dit ons. Here, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons omgee en dankie dat U ons lief. En dankie dat ons nog die geleentheid het by die kerk ook meer te leer. Oor die Bybel, oor Jesus, oor ons geloof, oor hoe ons goeie en sinvolle mense maak. Help ons asseblief maandag te gee en U wil te doen. Amen. Ons staan saam en dan sing ons 'n liedjie. Op die beweging. Ja, uit bewegings. Op die skerm daar en op die skerm daar, dan volg ons daardie bewegings. Die groot mense en ouer kinders is ook welkom om saam te staan, saam te sing en as jy kan sien, doen die beweging saam. The
As elkeen van julle 'n stukkie gekry het, is julle baie welkom om te gaan sit. Ons skriflesing vanoggend kom uit Numeri 22 van vers 21 tot vers 39. Ons word saam voor U stil. Here, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat ons in ons eie taal Bybel dit ons kan lees. Om wees asseblief nog hier met ons, wanneer ons die woord net lees. Mag ons vandag van U ontvang, dit wat ons nodig het. Amen. Numeri 22 van vers 1. Beleem het in die oggend sy donkie opgesaal en met die amptenare verloor saamgegaan. God het kwaad geword, toe Noam gaan, toe Bileam gaan. En die engel van die Here het vir Bileam in die pad voorgestaan, om te keer. Bileam het op sy donkie gery, en 2 van sy amptenare was by hom. Toe die donkie die engel van die Here in die pad sien staan, met ontblote swaard in die hand, het die donkie uit die pad gedraai en die veld ingegaan. Toe Bileam die donkie slaan om in die pad terug te bring, gaan staan die engel van die Here in 'n smal pad tussen die winde, met 'n muur aan weerskante. Toe die donkie die engel van die Here gewaar, stuur die donkie teen die muur langs en druk Bileam se voet daarteen vas. Bileam slaan hom teen die muur. Toe gaan die engel van die Here verder en gaan staan in 'n louplek waar daar geen kans is om enige kant op te land. Die donkie het die engel van die Here gesien met onder Bileam gaan bly. Bileam het so kwaad geword dat hy die donkie met 'n stok geslaan het. Laat die Here die donkie praat. En die donkie sê vir Bileam: "Wat het ek jou aangedoen, dat jy my al 3 keer geslaan het?" Bileam antwoord: "Jy hou my vir die gek. As ek 'n swaard by my gehad het ek jou doodgemaak." Dis sê die donkie vir Bileam: "Is ek nie die donkie waarop jy nog altyd gery het nie? Maak ek altyd so?" En Bileam antwoord: "Nee." Die Here het Bileam se oë oopgemaak en hy die engel van die Here in die pad sien staan met 'n ontblote swaard in die hand. Toe buig Bileam voor die engel. Die engel van die Here vra hom: "Waarom het jy jou donkie nou al 3 keer geslaan?" "Ek het jou kom voorstaan, want ek sien jy is op 'n gevaarlike pad. Die donkie het my gesien en 3 keer vir my uitgedraai. As hy dit nie gedoen het ek jou al doodgemaak." En hy hom laat lief. Bileam sê die engel van die Here: "Ek was verkeerd. Ek het nie geweet dat U in my pad voorstaan. As U wil hê dat ek moet voortgaan, draai ek om." Toe sê die engel van die Here vir Bileam: "Gaan saam met die man, maar jy moet net sê wat ek vir jou sê." Bileam is saam met Balak se amptenaar. Die Balak hoor dat Bileam aan die kom is, het hy hom tegemoet gegaan, by Arnon, aan die oewer van die Arnon, op die grens. Balak vra vir Bileam: "Ek het jou dringend laat roep, waarom het jy toe nie na my gekom? Dink jy ek kan jou goed betaal?" Bileam het vir Balak geantwoord: "Ek het mos nou gekom, maar laat ek nie dit sien. Ek kan net sien wat God vir my voorsien." Bileam is saam met Balak en hulle het by die Kiriat Gesond aangekom. Tot daar so ons skriflesing vanoggend.
William se verhaal is waarskynlik een van die wat nie baie bekend in die Bybel is nie, maar een van die karakters in die verhaal is baie bekend. As enigiemand op ooit Shrek gekyk het, dan sê jy gesien daar so 'n donkie wat verskriklik baie praat. En 1 minuut 36 sekondes nadat die film begin, die eerste een, dan sê daai donkie baie woorde. Please don't turn me, I won't be starting again. Elkeen van die karakters daarin is uit 'n verhaal uit en hierdie ene kom uit 'n sprokiesverhaal wat gebaseer is op William se verhaal van 'n donkie wat daar koppig in die pad gestaan het, wat nie verder kan gaan. So hierdie gedeelte is ene wat inspirerend was vir meer as die Bybel. En William se verhaal is ene wat vir ons 'n aantal goeders kan leer en aandui. Hierdie verhaal speel af in 'n redelijk interessante tyd in Israel se geskiedenis. Dis nou nadat die Egiptyd is leerde bevry in die 10 plaae, hulle is deur die see en hulle het op daai 40 jaar wat die GPS wat het gesê het, die calculator gehad omdat hulle nie wou luister nie. So vir 40 jaar wandel hulle rond in die woestyn en op die eind van die dag kom hulle van die verkeerde kant die land binne. As mense nou kyk op die groen daar op die plaas en die sien hoe hulle gereis het. En die rede hulle so kuslangs gegaan het, is dis waar daar water in die is. Die kort pad gaan nie deur die woestyn waar daar niks is. So mense het nie met die algemeen daar gereis. En ons weet wat gebeur het in Israel aanvanklik ingegaan. Toe hulle oor die Jordaan vlies, hulle kom by die eerste stad Jericho aan. Hulle stap om die stad elke dag en op die laaste dag wat hulle omstap, stap hulle 7 keer om en maak 'n geraas die Here vir hulle sê, die mure breek af. En hulle verwoes die stad. So werk dit met elke volgende plek wat hulle kom. Wanneer hulle doen wat die Here vra, waar hulle die oorwinning kry, hulle groot voordeel oor die volke wat in die land is. En die mense in daai area raak so klein bietjie senuweeagtig, want Israel kom in en hulle is besig om stelselmatig mense uit te haal. En een van die konings koning Balak besef dat iemand is op Israel se kant en dis 'n probleem, want solank as dit iemand aan hulle kant is, staan hulle nie 'n kans om gewen te word. En hy kry nou 'n briljante plan van wat hy kan doen om die situasie te draai. En ons sou in Numeri 22 weer begin in die eerste skrifversie vertel dit vir ons dat koning Balak besluit het hy moet 'n profeet kry. Want in daai tyd was een van die rolle van 'n profeet om seëning of vloeke uit te spreek. Soos byvoorbeeld as ons nou sê goeiemôre, dan wens ons jy moet 'n goeie dag hê. Het dit ook so gebeur dat mense byvoorbeeld sou sê ek hoop jy staan jou toe. Wat bietjie meer van 'n vloek is. En die Bybel sê vir ons wanneer Biljam iemand geseën het en dit wat hy oor geseën gebeur, wanneer hy hulle vervloek het, as hy gesê het hulle moet hulle toon staan, dan enige manier gebeur dit dat hulle toon gestaan het. En koning Balak weet dit van Biljam en hy stuur mense na Biljam toe om 'n vloek uit te spreek oor hierdie vreemde groep mense wat uit Egipte kom. Hierdie ouens wat eintlik nie hier hoort nie, alhoewel hulle voorheen daar was. Want hy wil hê hulle moet verloor. Hy wil hê hulle moet nie goed doen. En dit werk so dat Biljam die regteling doen aanvang. Hy sê vir hulle, julle kan vandag hier so by my bly. Ek gaan vanaand bid. Môre dan sal ek vir julle sê wat die Here vir my gesê het. En in daardie aand dan lees mense nou net met hoe gesien die teks vir ons sê, Biljam engel van die Here gesien, die engel sê vir hom, wie is die mense, en wat maak hulle hier? Die Biljam verduidelik, hulle is hier om 'n vloek te kry oor Israel, sê die engel van die Here vir hulle, jy kan onder geen omstandighede 'n vloek oor hulle uitspreek, want hulle is geseën deur die Here, hulle is ouens wat aan die regte kant is. En hulle verduidelik vir Biljam dat hy moet nie bekommerd wees nie, as dit nou 'n manier is om seker te maak, hy kry iets, hulle sal seker maak, hy word mooi na gekyk. En die koning wat hulle doen is baie ryk, so moenie worry, hy gaan goed lyk. Dinge gaan baie positief wees.
En William sê vir my, "Ja, nog 'n dag, ek gaan 'n bietjie met julle gesels." Want hy het gesien, dis baie geld, en ook maar net mens, so hy gaan daar die aand in gebed, en die Here sê vir hom, "Oké, jy kan gaan, maar dan doen jy net wat ek sê jy moet." En William het dit baie mooi interpreteer, hy het gehoor wat die Here vir hom sê, "Gaan en doen wat lekker is, of gaan en doen wat vir jou tot voordeel is." Want hy gaan saam met amptenare, en hy het nou vir hulle gesê, ons kan gaan. Die Here het gesê, dis reg. Heel mooi wat jou uitgelos, en doen wat die Here sê. En dan speel die gedeelte aan wat ons vanoggend gelees het, waar in die verhaal die ware profeet, die een wat optree as 'n goeie profeet, nie William is nie, maar dat ook wat die Here laat praat en vir William 3 keer het, en tot ook met hom gesels en vir hom sê, "Jy gaan, dis nie hoe dit moet wees, dis verkeerd." En dan kry William die geleentheid ons vanoggend gelees om weer met die Here die engel van die Here te praat. En hy sê, "Sorry, uitgeval, nie besef jy is hier nie, nie dat ek iemand gaan kyk nie, gedink ek kan doen wat ek wil, sorry, het sal soet wees." En hy word toegelaat om van daar af te gaan. Dan gebeur die interessante ding, hy gaan na Balak toe en hy sê dit vir hom, en hulle besluit die regte ding om te doen is, hulle sê die spot vind waar die Here nie is. So, hulle gaan op die een berg, op die hoogte, bring daar offers, en hy weet op die toets, kan hy daar op hierdie berg Israel vervloek? Kan hy dalk op hierdie plek waar hy nou is 'n verskil maak? Die eerste een het nie gewerk nie, by die tweede een kom hulle, en nog steeds kan hy nie hulle vervloek nie, by die laaste een wat hulle kom te besluit het, hulle gaan 'n magtige offers bring en probeer om Here se guns te wen en dank gaan dinge dan vir hom uitwerk. En ongelukkig toe hy klaar die offers gebring het, toe kry hy dit reg om 'n ongelooflik mooi seën oor Israel uit te spreek. Hy vertel dat die Here met hulle sal wees, dat die Here pad saam met hulle sal loop, en hy bid vir hulle alles wat goed, mooi en reg is toe. Die koning was nie baie gelukkig met William gewees nie. Hy het nie 'n verskriklik groot beloning gekry vir die dag se werk nie, want wees nie 'n mooi indink, jy wil betaal om moeilikheid te maak en dan maak jy hulle lewe makliker. Dit was mos nie die ooreenkoms nie, dit was nie wat moet gebeur nie, dit is nie volgens koning reg. Maar dan gebeur interessant. William gaan terug in sy eie omgewing toe, Baal-Peor, en ons lees dan van daar af kom na moeilikheid. In die Openbaring, in die evangelies, dan lees ons iets van wat gebeur het. En William toch besluit het, hy mag nie vervloek nie, die Here het gesê dit is verkeerd, maar arme William moet ook daar iets sê, die lewe, hy kan nie met Leah aan die huis gaan. En hy leer vir die ander volk om Israel te versoek. So, om hulle die moeilikheid te kry, want hulle is mos maar mense. En een van die eerste maniere wat hy vir die mense leer is eintlik 'n stout ding. Israel het op daai stadium 'n bietjie meer mans as vrouens gehad. So hy het geweet daar is in die omgewing vrouens wat aantreklik is. En hy sê vir die leiers van daai omgewing, wat mooi vrouens wil jy as hulle te gaan kyk. En as hulle die mans se aandag lekker gekry het. Nooit net vir offer. Net 'n onskuldige klein offertjie vir ete. Niks ernstig nie, niks problematies nie, dis maar net 'n dankie sê. Dit gaan ons niks verkeerd doen. En so gebeur dit. Israel word die jong mans en jong vroue van die omliggende volke verwel, thuisgemaak. En het gebeur so dat toe hulle nou gemakkelijk is vir die mense, en op die punt is dat hulle nie regtig wil moeilikheid maak nie, want hulle gaan op die stadium saam eet, en is 'n feesdag, en daar is 'n offer, maar dit is nie 'n offer soos wat hulle dit ken, so kan dit regtig verkeerd wees. En van daar af, is daar dan van daar af, begin Israel pad elke nou luister. William se optrede veroorsaak dat Israel nie uitkom by wat hulle veronderstel is om te wees.
waar hulle veronderstel was om 'n volk van konings, profete en priesters te wees wat vir die nasies aanloklik is, vir die nasies wys wat om te doen, wys hulle vir die nasies. Ons is almal maar feilbaar. Almal van ons jaag aan, en nie een van ons kry dit reg om heeltemal reg te doen. William is een van die eerste valse profete wat ons van lees in die Bybel, en een wat reputasie daarvan het dat gierigheid ongereed. Maar hierdie gedeelte wys nie met vir ons nie op dit. Leer vir ons 'n paar goeie wat interessant is. Mens dink baie keer die Here is baie spesifiek oor wie hy gebruik, wie hy kies, dat hy net sekere mense met sekere vaardighede, sekere eienskappe kan kies om te gebruik vir enigiets, en in Numeri 22 gebruik die Here 'n donkie. Hy laat 'n dier wat bekend is daarvoor om moeilik te wees en hardnekkig praat en sy wil die Here wys dat die saak maak wie dit is maak dat God se wil onderskei. Numeri 22 wys ook vir ons dat goeie bedoelings nie altyd op goeie dinge uitdraai. Daar's uitdrukking wat sê die pad na die hel toe is geplaveid met goeie bedoelings. William het niks behalwe goeie bedoelings gehad. Hy wou gehad het met goed gaan met Balak, en hy wou baie graag gehad het met goed gaan met William, en as William mee goed gaan, dan kan William ons nog goed wees vir die ander mense. So, in sy kop het hy die beste van intensies gehad. En sy beste intensies het Israel se verhouding met die Here versier het. Huisgesinne se verhoudings met mekaar versier het. Veroorsaak dat dinge nie is soos wat dit moet wees. Dit is vir ons 'n waarskuwingsteken dat ons versigtig moet wees om te dink dat solank as wat my hart op die regte plek is alles okay. Soms kan mens baie geesdriftig in die verkeerde rigting ingaan en die punt mis. William se verhaal wys dit vir ons. Hierdie wys ook vir ons wat gebeur wanneer ons dink ons is slimmer as God. Want heel in die begin sê hier vir William, dit is wat moet gebeur, dit is hoe dit moet wees, dit is my plan. En keer op keer dan probeer William, dalk as met die Here praat, dalk as op 'n ander plek gaan offer, dalk as hier. Op die einde van die dag het dit nie mooi uitgewerk. Mense kan nog altyd kan wonder wat sou gebeur het as William eerder na Israel toe gegaan het en gesê het, die Here sê met julle seën, kan ek saamgaan? Dan was hy nog steeds 'n profeet van die Here en een wat gedoen het wat reg is, mooi is en goed is. En sou sy nalatenskap nie wees, daai gierige varkwerk wat eens op 'n tyd mense geseën het, hulle was geseënd, eens op 'n tyd mense vervloek het, hulle is vervloek. Maar nou is hy 'n voorbeeld van wat om nie te doen, hoe om nie op te doen. Hierdie gedeelte kom wys vir ons dat die Here ook deur 'n mens werk. Selfs al is mense plan om in die Here mense aan die rigting bly. William het dwars deur die beplanning gehad, hy gaan in die Here om Israel te vervloek en die Here te omgedom om dit te sien. En in spite daarvan dat hy die volk op die verkeerde pad gelei het, en die Here weer vir my gehelp om die regte koers te kry. Maar kom nie 'n punt dat omkeer nie moontlik is, wat dit nie kan verander. Het is ook nie 'n geval dat daar gaan nooit iemand wees wat kan help, nooit iemand wees wat iets kan doen. Die Here gebruik situasies, gebeure en dinge om die wêreld te verander, om dinge mooi te maak. Numeri 22 wys vir ons dat ongelukkig is daar valse profete en van hulle is lekker spraaksaam, van hulle doen goeders wat mooi en waar is, want as mens gaan kyk na William, hy seën mense en hulle is geseën. Ek sê, dis iemand wat die stem van die Here, dis iemand wat weet wat reg en goed is. Maar selfs so iemand kan die pad wys raak as mens enigiets anders te voor God plaas. Dis soos die verhaal van die ryke man, waar Jesus vir hom sê, volg hom. Hy net gaan eers sy spesialiteit, die dinge waarop hy vertrou, een kant te sit. Dan is die Here vir hom so. Te bang was om te doen wat hy weet ons wat goed is, hy weet wat reg is, hy weet hoe dit moet werk. Dis die hart van enige vals profesie, van enige vals profetiese gedagte. Hulle doen wat die Here sê en
sit by. Of volg nie die stem van die Here nie, maar ook die stem wat in mens self is. So baie keer dan dink ons weet wat wysheid is, ons dink ons weet wat ons veronderstel is om te doen, ons dink ons gaan op die regte plek beland as ons maar net ons bes doen. Paulus sê vir ons bes is nie goed genoeg. Ons kan niks doen om ons redding te verdien. Jesus moes in die kruis daarvoor sterf. Hy het vir ons kon sê, God is vir ons lief. Vir ons die Heilige Gees in ons harte gegee, wat ons kan volg. Daarom moet ons daarna luister. Versigtig wees dat ons nie ook gierigheid of enigiets anders toelaat om God se stem in ons harte te beheer. En so die pad byster kan. Ons word vanoggend stil. Vra die Here om by ons te wees in ons tyd. Ons bid saam. Hemelvader, dankie vir die liefde. Dankie vir die genade. Here, dankie vir gedeeltes in die Bybel wat vir ons wys. Wat die gevolge daarvan is as ons nie doen wat dit is. Wat gebeur as iemand sondig? Here, help ons asseblief. Nie hard soos by iemand. Nie te doen wat verkeerd is wat ons dink dit sal vir ons goed wees. Here, help ons om nie bereid te wees om ander te vertrap om voor te kom. Maar om altyd na die stem te luister. Om altyd te doen dit wat hy van ons vra. Here, help ons. En daar waar hy ons geplaas, die mense te wees en die mense te wees. Hier na die stem te luister. Eenvoudig, dag vir dag te doen. Dit wat hy van ons vra. Here, gee vir ons nie om die versoekings van hierdie wêreld te weerstaan. En help ons asseblief, versigtig te wees, waar ons ons oor uit. En waar ons asseblief, in elke ding wat ons van koers af probeer kry. Van elke persoon wat ons in die verderf inbelei. Here, help ons met die voorbeeld van Jesus na te streef. Here, mag die Heilige Gees in ons woon, in ons help. En vandag en elke dag, van hierdie jaar en elke jaar wat nog van ons gaan. So te leef dat ons koers opbou. So te leef dat mense ook van ons aan kan sê. As ons een seën oor iemand uitspreek, is hulle waarlik gesien. Here, mag dit vir elkeen van ons waarlik is. Dat ons geloof so groei. Dat ons nie so naby volg. Dat ons nie anders kan. As om te herhaal, te sê, te doen. Dit wat U wil hê ons doen. Here, ons vra dit. Niemand ons te doen. Maar ons vra dit. Alleen deur U genade. Amen. Daar is nou gemeente waar ons Here ook eer met ons laat ons.
voordat ons slotlied sing, gaan ons eers ons geloof saam bely. Maar vir die jongens wat hier is, wil ek net vertel hoekom ons dit doen. Want ek was nog altyd in die kerk gewees, my pa se dood. Ons was in 'n paar verskillende gemeentes, van hulle baie konservatief, van hulle minder konservatief. En die geloofsbelijdenis was in die meeste van hulle gedoen, maar dit was interessante plekke. Dus normaalweg redelijk in die begin, die konservatieve gemeentes, dan het die ouderling kom voorstaan, en soos ek die wet het gelees, die wet gelees, die opsomming van die wet, en dan die gemeente hulle geloof of in die meer minder konservatieve gemeentes, met die dominee gedeelte behandel, wat so aan die wet raak, of die wet is, dan is geloof bely. En ek het nogal redelijk gewonder hoekom dit is. In my finale jaar het dit so vinnig verduidelik, en my studies die verduidelik vir ons eintlik waar dit gaan. Die wetsgedeelte is daar om ons te herinner wat God se wil vir ons is. En vir ons te sê, dit is die pad of koers wat mens veronderstel is om hoe mens moet leef. En dan word daar normale gebid om te sê, sorry, ons kry dit nie reg nie, maar vergeef ons asseblief. En dan moet geloof om onsself te herinner, wie ons dien. Die vraag te antwoord is iemand wat ooit vir jou vra, wat glo jy? Die geloofsbelijdenis. Jy kan nog net sê, die normale is 12 eenvoudige stellings, die wat ons vandag genoem is die messiaanse ene, is 'n bietjie langer, maar dit sê vir ons wie ons dien, wie ons leer, waarvoor ons staan, wat ons identiteit is. Dus kom ons staan saam in beleid. Ons beleid staan. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in die Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mens, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerschappy geen einde sal hê, en in die Heilige Gees, die Here en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid, en verheerlik moet word, wat gespreek het in die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely en doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslagtes en die lewe van die toekomstige lewe. Amen. Ons eerdiere met ons hulp. Amen.
Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die saamwees van die Heilige Gees, ons lei, ons dra, en ook ons beskerm, nou, maar ook tot ewigheid. Amen. Laat het so wees, Here, Amen. Laat het so wees, Here, Amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, Amen. Laat het so wees, Here, so